welkom ook by die kerk vanoggend van my kant af. Dit is lekker om van julle gesigte te gesien. Either julle was al op vakansie of julle wil nog iewers eendag op vakansie gaan. Maar sterkte vir die week wat voorlê met kinders by die huis en al hierdie dinge. Dis 'n interessante week. So ja, ons seentjie gaan Dinsdag en Woensdag skool toe. So die res van die tyd sal ons sien wat ons doen. Ons sal maar seker na ons kind kyk. Soos goeie ouers doen. Maar dit is vanoggend my groot voorreg in die tema van ons Nasie Sondag om ons twee nuutste kerkplante aan julle voor te stel. Aan my regterkant en aan my linkerkant. Die derde een is net vir dekor. Okay. Hy mag dalk later in die diens 'n rol speel of nie, ons sal sien. Maar soos julle sal sien, ons een kerkplant lyk baie mooi van ver af, maar die van julle wat daar agter sit mag dalk nie eens opmerk nie dat hierdie is nie 'n werklike plant nie, dis 'n kunsmatige plant. Die ander enetjie aan die ander kant is werklik, sy blare kan afval en hy het 'n paar blare wat bietjie bruin. Is hierdie 'n geleende plant? Wel, die goeie ding van blare wat afval is hulle kan weer groei. Nou, die een plant het werklike wortels, soos julle kan sien hier onder, hulle wil graag uitkom. Die ander enetjie het die illusie van wortels. Die een kan vrug dra, miskien. Die een kan nie. En die een kan dalk die toets van 'n Sondag oorleef, maar die een kan hopelik die toets van die storms oorleef. Nou, as ons terugkyk na ons Paasnaweek en ons Paasdienste, die kruisigingsdiens, die opstandingsdiens, dan is dit wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis en ook sy opstanding uit die dood, sy oorwinning oor sonde, oor die dood, is veronderstel om 'n lewensveranderinge impak in ons lewens te hê. Dat ons lewens as gevolg van wat aan die kruis gebeur het, is veronderstel om vir ewig en altyd anders te wees. Nou, baie mense reg oor die wêreld het Paasdienste bygewoon en dan daarna is daar geen impak nie, daar's geen verandering nie. Dit is 'n mooi plant wat hopelik volgende Paasnaweek weer sal kerk toe kom. Dan partykeer is daar 'n initiële impak en daar is 'n vuur en 'n vlam vir die Here en daar's 'n groei, maar dan na 'n ruk is daar 'n stelselmatige agteruitgaan in ons verhouding met die Here. Nou ons wil graag oor die volgende 2 weke wil ons kyk na wat dit beteken om gewortel te wees in Christus. Eerstens om lewendig te word, dan om te groei en om vrug te dra en soos Johannes 15 sê, om vrug te dra wat sal hou. So vanoggend is my titel Alles of Niks. Kyk vir die persoon langs jou en sê vir hom, dis alles of niks. Dis alles of niks. As dit jou vrou of jou man is, dis alles of niks. OK. Dis alles of niks. Nou, jy is welkom om saam met my te blaai na Kolossense hoofstuk 2. Ons gaan vanoggend uit Kolossense hoofstuk 2 lees. En terwyl jy is toe te blaai, wil ek net vir ons open met gebed. Here, dankie vir u woord, dankie vir die woord wat lewendig is en ons kom vra vanoggend dat deur die Gees dat die woord sal lewendig word vir ons. Vader, bo woorde, bo wat voorberei is, bo wat ek sê, kom vra ek Heilige Gees dat u met elkeen van ons sal kom ontmoet en dat u die woord aan elkeen van ons sal kom oopbreek. Kom praat met ons, Here, ons kom maak ons harte oop vir u en kom vra dat u sal kom inspraak gee in ons lewens in Jesus naam. Amen. Amen. Kolossense 2 vers 6 tot 10. Ek lees uit die 1953 vertaling. Ek was minus 33 jaar oud. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid
en mag. Nou baie belangrik vir ons vanoggend is die konteks en die doel van hierdie brief van Paulus aan die Kolossense. So tydens Paulus se gevangenskap is daar 'n man Epaphras wat hulp ingeroep het van Paulus se kant af om te kom inspraak gee in sekere dwaalleringe. Nou hierdie is Paulus se roete wat hy gevolg het rondom, ek dink sy 3de evangelisasiereis in Asië in. En van hierdie valshede wat ingekom het, was 'n samevoeging van Griekse filosofie, Joodse wettisisme en ook mistisisme. En hierdie leringe het baie vergelykings gehad rondom Gnosticism in Engels. Ek hoop dis die regte manier om dit in Afrikaans te sê. En wat basically geleer het dat Jesus was nie volkome God en volkome mens nie. Dat hy was een van hierdie halfgodelike wesens wat in hierdie middeweg tussen ons en God kom oorbrug het, en daarom is Christus nie voldoende om in elke aspek van ons lewens inspraak te kan gee nie. Hy is nie voldoende om in elke faset van ons lewens inspraak te gee of rigting te bring of waarheid te bring nie, want hy is nie ten volle God en ten volle mens gewees nie. So, wat dan nodig was is, jy het ekstra kennis nodig. Jy het ekstra leringe nodig. Jy het ekstra filosofie nodig sodat jy werklik verlig kan wees. Die Engels sê dit mooi, jy is enlightened. So dis waarmee die gemeente in Kolossense dan vasgevang is. Nou die kerk in Kolosse is tussen 5 en 10 jaar oud, so dis nog 'n relatieve jong gemeente, en alreeds is daar hierdie afwykings van die ware evangelie, van die ware gospel. En jy sien hierdie twee goed wat inspraak gee in die Kolossense kerk, is die een is Joodse wettisisme, wat basically sê, Christus is nie genoeg nie, so jy moet sekere werke toevoeg tot die resultaat. Of dan Gnosticisme, wat sê, Christus is nie genoeg nie, en hy kan nie voldoende tot elke kwessie spreek nie. En jy het ekstra kennis en ekstra wysheid nodig, jy het ekstra filosofie en leringe nodig. So wat dan gebeur is, jy kry Jesus en. So eerstens kry ons Jesus en werke, kennis, filosofie, wat ook al jy dalk in daai boksie wil bysit, en dan later word dit werke, kennis, filosofie en Jesus, en dan later is daar net geen meer Jesus. So dis die progression van waar die kerk hulle self vind, en die gevaar is, dat die gemeente is op 'n pad wat, is besig om 'n pad te loop wat vol is van tradisionele en kulturele leringe, en as hulle Christus sou uithaal uit hulle midde, sal hulle nie noodwendig heeltemal anders lyk nie. So daar's soveel ander goed wat toegevoeg word tot wie hulle is as 'n gemeente, dat as ons die essensie van Christus sou uithaal, dat hulle nie noodwendig anders sou lyk nie. Nou in vandag se tyd kan ons in die kerk selfs so vasgevang word of toegevoeg word met ander leringe, ander tradisies, ander New Age filosofie, sodat ons ultimately ook Christus kan uitneem uit ons midde uit, en die kerk nie noodwendig anders sal lyk nie. Dat ons kom kerk toe op Sondag nie uit 'n volle oortuiging en oorgawe aan God nie, maar uit tradisie en kultuur. En ons begin goed in te bring in ons midde, wat nie noodwendig meer gegrond is in die skrif en die essensie van wie Christus is nie, maar vanuit ander leringe, want wie Christus is en wat hy gedoen het, is nie werklik voldoende nie. So Paulus kom en hy spreek dit baie sterk aan in die brief aan die Kolossense kerk. En in Kolossense 2 vers 6 sê hy vir hulle, soos julle dan Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel so in hom. Soos julle Christus Jesus, die Here aangeneem het, wandel so in hom. Nou, ek het vanoggend net 2 punte wat ek graag wil oorbring. En die eerste een is, soos julle hom aangeneem het. Soos julle hom aangeneem het. So Paulus kom en hy verwys in hierdie gemeente en hy sê,
ek wil hê julle moet terugdink aan hoe julle Christus aangeneem het oorspronklik. En in baie van Paulus se briewe begin hy met 'n inleiding. En ons sien dieselfde hier in Kolossense. In Kolossense 1 vers 3 tot 8 begin hy en hy sê, ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd as ons vir julle, hierdie gemeente, bid. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder julle ook. Van die dag af dat julle dit gehoor het en die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir julle is, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. So Paulus kom en hy bring hulle terug na hoe hulle oorspronklik Christus ontdek het, hoe hulle oorspronklik Christus aangeneem het, en hy verwys na Epafras wat hulle geleer het. Nou Epafras was heel moontlik die ou wat hierdie kerk geplant het. Hy was heel moontlik die ou wat onder die leiding van Paulus tot bekering gekom het en ultimately ook daar gedisipel was in een van hierdie sendingsreise van Paulus. En so ons sien dat Epafras is 'n leerling of 'n volgeling of 'n disipel onder Paulus se leringe, onder Paulus se oortuigings. So as ons dan 'n bietjie teruggaan en ons kyk na Paulus se ontmoeting met Christus. Hoe het Paulus Christus die eerste keer ontmoet? Dan kyk ons in Handelinge 9 vers 3 tot 6 wat sê, toe hy, Paulus, op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. So Paulus se ontmoeting met Jesus, die een wie hy vervolg, is Here. En dan, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En ons gaan dan nog 'n paar hoofstukke terug in die boek van Handelinge na die eerste prediking na die opstanding van Christus, waar Petrus kom en hy sê in Handelinge 2 vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, Jesus, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Laat almal dan verseker weet dat God het Jesus, Here en Christus of verlosser gemaak. So Paulus kom en sy oproep en sy waarskuwing in Kolossense 2 is, soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het. Soos julle Christus Jesus as Here aangeneem het. En hierdie is van kardinale belang, want Kolossense, die Kolosse gemeenskap, was onder Romeinse bewind. En die Romeine het 'n koning of 'n heerser gehad, en hy was die keiser. En die slagspreuk was, die keiser is Here. En die keiser in daardie tyd was Emperor Nero, of keiser Nero, en Paulus het hierdie brief geskryf aan die Kolossense tussen 60 en 62 na Christus, en in hierdie tydperk was die tensions en die vervolging teenoor Christene alreeds hoog en besig om te groei, maar slegs 'n paar jaar later in 64 na Christus was daar die verskriklike brande in Rome, en daar is spekulasie dat Nero self die brande gestig het om sy eie paleise en geboue te kan bou, maar Nero het toe die Christene blameer, en dit bring toe oorsprong aan die verskriklike vervolging van Christene in die Romeinse ryk, waar hulle intens vervolg was, uitgemoor is, party Christene was aan die brand gesteek en in die aande as fakkels gebruik om lig te bring wanneer daar nie lig is nie. So dit is die omgewing waarin Christene tot bekering sou kom, waarin mense tot bekering sou kom. Nou hoekom maak dit saak? Jy sien, om Jesus as Here te ontvang, moes jy die keiser as Here
neerlê. En die straf vir dit was die dood. So dit was nie 'n ligtelike besluit vir jou om te sê Jesus is Here nie. Wat keiser as Here beteken het dit was 'n totale heerskappy oor jou lewe. Hy is koning, hy regeer in sy koninkryk en vir jou om deel te wees van sy koninkryk beteken hy regeer 100% oor jou. Sy wil vir jou word jou wil vir jouself. Sy woord is die finale woord. Maar Jesus kom en hy verkondig dat 'n nuwe koninkryk kom. 'n Nuwe koninkryk word nou gevestig en hy is die koning van hierdie koninkryk. En vir jou om deel te vorm van hierdie koninkryk, moet jy Jesus as Here aanneem en alle ander heerskappye in jou lewe kan neerlê. Sy woord word dan die finale bepalende gesag oor jou lewe. Want hy is Here. Soos Jesus dan gesterf het, roep hy ons ook om te sterf. Sodat, soos wat Jesus opgestaan het uit die dood uit, ek en jy ook opgewek kan word tot nuwe lewe in hom, vir ewig. So in hierdie tydperk, wanneer mense tot bekering sou kom en Jesus sou aanneem, daar was geen Christendom sonder selfverloning nie. Daar was geen Christendom sonder volkome oorgawe nie. En daar was geen Christendom sonder totale gehoorsaamheid aan Christus nie. Wanneer jou lewe en jou leefstyl en jou gemak en jou sekuriteit dan in gedrang was of bedreig word, dan het jy nie by 'n plek gekom waar jy sê, okay, ek's uit. Ek het nie opgeteken vir dit nie. Nee, hoekom? Wel, waarvoor het jy opgeteken? Hoe het jy dan Christus aangeneem oorspronklik? Was dit nie as Here van jou lewe nie? Want die realiteit is, as dit nie as Here was nie, was dit glad nie. Dit is 'n alles of niks as dit kom by wie Jesus is, die Here en die heerser van sy koninkryk. As jy hom nie oorspronklik as Here aangeneem het, waar jy jouself totaal en al verloon het en oorgegee het aan hom nie, as dit nie as Here was nie, dan was dit glad nie. So Paulus kom en hy roep hulle en sê, soos julle hom aangeneem het as Here. Dan die tweede punt, bly in hom lewe. Vers 7 sê, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom. Sodra jy wedergebore word, dan word die evangelie, die koninkryk van God word in jou hart geplant. En ek het vandag 2 pakkies saad by my, en Dani vra my nou of ons dit gaan plant by die huis. Ek sê nee, heel moontlik nie. En jy kan dit ook nie nou kry nie, want ek moet dit vanaand weer gebruik, maar jy kan dit kom al vanaand. Maar hierdie is 'n boontjie saad en wortelsaad. Nou soos met enige saad, wanneer jy iets in die grond sit, ek plant nie wortels en ek verwag appels nie. Ek plant nie boontjies en verwag suurlemoene nie. Nee, dit wat jy in die grond sit, verwag jy moet opkom. En dit is presies so met die evangelie. Wanneer die evangelie in ons lewens geplant word, dan begin ons nie in Christus en ons begin in ander maniere of rigtinge te groei nie. Nee, dit is 'n volhoudende groei in Christus. Dit is 'n volhoudende groot word in Christus. Die woord praat van ons wat groot word na die gelykheid van Christus. Ons groei in hom, in sy gelykenis. Nou, hoe doen ons dit? Hy sê, hou aan leef in hom en wees gewortel in hom, soos 'n boom wat geplant is in goeie grond, moet ek en jy gewortel wees, geplant wees in Christus. Waar uit hom uit trek ons alles wat nodig is vir lewe en oorvloed. So dit beteken jou identiteit, jou sekuriteit, jou voorsiening, jou voeding, alles kom uit Christus uit, nie uit jou prestasies nie, nie uit jou emosies nie, nie uit jou verhoudings of jou omstandighede nie. En dan soos wat julle kan sien met hierdie boom en nie met hierdie boom nie, daar's elemente van hierdie wat vir my en vir jou onsigbaar is. Daar's 'n groei wat gebeur onder die oppervlakte van die grond. En dis waar die wortels diep en wyd gaan.
En net so ook vir jou en vir my om geanker en gewortel te wees in Christus, is daar 'n deel van ons verhouding met God wat daai private toewyding en die onsigbare oorgawe en 'n verdiepte afhanklikheid teenoor hom is, wat niemand kan sien nie. Maar dis daar waar ek en jy indruk, inpress in ons verhouding met God en toelaat dat ons dieper en dieper groei en gewortel is in hom. Hoe leef ons dit daagliks uit? Wel, voed jou wortels met die woord. Laat toe dat jou wortels elke dag omvou word in die woord. Maak tyd elke dag om in God se woord in te klim, sodat sy woord jou sal voed. En dit hoef nie hierdie ure en ure elke dag te wees nie. Maar as 'n plek waar ek en jy ons diep afhanklikheid van God besef en ons laat toe dat ons wortels gevoed word deur God self. En dan wanneer jy versoek word om jou identiteit of jouself te definieer volgens jou sukses of jou mislukkings, volgens mense se opinies, volgens wat in jou lewe aangaan, dan kom jy terug na waarin jy gewortel is en jy spreek weer waarheid uit oor jouself. Nee, ek is in Christus. Ek is gewortel in Christus. Ek is nie wat my omstandighede sê nie. Ek is nie wat hierdie oomblik sê nie. Nee, ek is meer en ek is geanker en gewortel in Christus. En dan is daar daai verdieping en daai groei wat gebeur in ons gebedslewens. En ek wil julle aanmoedig om gereeld tyd uit te koop waar jy eerlik is met God. Waar jy nie hoef voor te gee nie. Waar jy nie alles in plek hoef te hê nie. Waar jy nie hierdie verskriklike mooi plant hoef te wees en reg te lyk nie, want dis geen lewe nie. Nee, waar jy werklik in oorgawe na God kan kom in die totaliteit van wie jy is. As ons terugkom na die 2 bome illustrasies weer. Wanneer jy wedergebore word, is jy nie meer 'n plant wat so lyk nie. Hy lyk dalk mooi van buite af en hy mag dalk deurgaan as 'n Sondagkerkplant. Nee, wanneer jy wedergebore word, word jy lewendig gemaak in Christus. Maar nou wat belangrik is die grond waarin jy geanker is. Jy sien, hierdie plant kan groei as die grond gesond is. Hierdie plant sal vrug dra as die grond gesond is. En vir my en vir jou om geanker te wees in Christus, sodat ons in hom kan aanhou groei en kan vrug dra soos wat hy wil hê. In die lewe daar buite is daar's baie ander boeke, baie ander podcasts, baie ander preke, baie ander YouTube video's wat jy kan gaan kyk wat hulle self voorgee as boeke van wysheid, boeke van lering, boeke wat jou help met jou finansies, met jou huwelik, met jou gesondheid, met jou toekoms, met jou sekuriteit, met al hierdie dinge wat goed is en baie van dit klink goed. Baie van dit se temas klink soos glo net in jouself. Moenie dit ander jou afbreek nie, glo net in jouself. Jy is genoeg. Vind jou eie waarheid. Jy is in beheer. Die Engelse slagspreuk van you've got this. Verbeter net jouself. 3 stappe tot 'n beter jy. En 7 stappe om dit te volhou. Baie van hierdie boeke lê onder topverkopers in ons Christelike boekwinkels. En dit gee dit self voor as waarheid. Maar as jy werklik diep binne in die wortels en die grond begin grawe, dan is dit maar eintlik selfhelp. Christus is nie genoeg, bou eers jou eie koninkryk tipe boeke. Wat dalk baie skrifgedeeltes in het. Baie verwysings na Christendom in het. Baie elemente wat dit laat lyk soos 'n boom, maar daar's geen lewe. Vriende, as ek en jy nie gewortel is in die grond van God se woord nie, dan sal ons bome doodgaan. Jesus kom en hy sê, hy is in staat. Hy is voldoende om te voorsien vir alles wat ek en jy nodig het. Mag ek en jy aanhou onsself anker en plant en wortel in hom. Paulus gaan aan en hy sê, ons word opgebou in hom, soos 'n huis wat gebou word op 'n stewige fundament, waar Christus die hoeksteen is, moet ons aanhou bou op hom. Ons begin nie in een manier te bou en dan wyk ons af en ons bou op 'n ander manier nie. Hier is van julle wat argitekte is, of wat al 'n argitek gesien het, of Sims gespeel het toe jy baie klein was. Jy begin nie met 'n blueprint van 'n gebou of 'n projek en iewers wyk jy af nie.
Nee, ons hou aan bou, maar ons hou aan bou op die hoeksteen van Christus. En ons geloof is 'n lewendige, aktiewe ding. Jou geloof is nie dormant nie. Jou geloof is veronderstel om te groei. Ons is veronderstel om te bou, om hierdie boustene en boublokke te bou in ons geloofslewe, maar ons hou alleenlik aan bou op die hoeksteen van Christus. En ons doen dit deur ons aktiewe gehoorsaamheid. Wanneer jy iets in die woord lees en die Heilige Gees praat met jou, wanneer die Heilige Gees jou prompt en hy sê, vergewe hierdie persoon, wees vrygewig in hierdie area, deel jou geloof met hierdie persoon, deel jou getuienis, dan vir my en vir jou om dan te reageer en te gehoorsaam, is ek en jy wat besig is om aan te hou bou op hierdie hoeksteen van Christus in ons lewens. En ons word opgebou in Christus. Psalm 127 vers 1 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Nou jy kan vandag besig wees om te bou aan jou lewe, besig wees om te bou aan jou gesin, bou aan jou huwelik, bou aan jou besigheid, bou aan jou toekoms, bou aan jou sekuriteit, bou aan jou identiteit. Maar as jy afgewyk het van Christus as hoeksteen, bou jy te vergeefs. Baie mense is baie besig, maar ons kan baie besig wees met dinge wat niks beteken nie. Selfs dinge wat op grondoppervlakte goed lyk. Vriende, as ek en jy wegbeweeg het van die hoeksteen van Christus, bou ons te vergeefs. Maar as God die huis bou, dan bou die wat bou nie te vergeefs nie. Dan is ons werke, ons efforts nie vir niks nie. En dan sê Paulus verder, dan word jy versterk in die geloof. Nie in geloof as 'n general nie, maar in die geloof, die ware evangelie, die waarheid van wie Christus is. En jy word oorvloei jy met dankbaarheid. En dankbaarheid bring 'n diep tevredenheid, 'n vergenoegdheid. Wanneer ek en jy tevrede is, vergenoegd is met wie ons is in Christus, met die feit dat ons identiteit, ons toekoms, ons ewige toekoms, alles is veilig in die hande van God, is daar 'n vergenoegdheid in wie ek is in Christus en wie hy is vir my. Wat sy plan vir my lewe is, wat hy vir my wil gee, selfs wat hy van my wil weerhou. Daar's 'n vergenoegdheid wanneer ek in Christus gewortel is. En hierdie vergenoegdheid is 'n beskerming teen die temptasies van hierdie lewe. Wanneer ek en jy vergenoegd is in Christus en sy ewigheid, dan kan die tydelike dinge van hierdie wêreld ons nie een kant toe trek nie. So as ons reflect, om Christus gesentreerd te lewe waar Jesus die Here van alles is uitdagend. Kan ons dit erken vanoggend? Dis uitdagend. Daar's baie kere wanneer ek en jy dalk getempteer voel om te sê, "Eers, Here, ek is nou 'n bietjie uit. Ek wil nou 'n bietjie die pause knoppie druk op hierdie pad waarmee ek en jy nou stap. Ek het net so 'n bietjie 'n gap nodig. Ek dink ons het 'n break nodig, ek en die Here." Sien, want die evangelie wil elke deel van jou lewe infiltreer. Elke deel van jou lewe. Jesus wil sentraal wees tot elke aspek van jou lewe. Soos wat hierdie evangelie geplant word in jou lewe, soos wat hierdie koninkryk geplant is in jou lewe, wil dit elke faset van jou lewe intree. Jou huwelik, jou gesin, jou finansies, jou besigheid, jou werks en omgewing, al jou verhoudings, jou motiewe, jou gedagtes, jou dade. Die koninkryk se intensie is om in elke deel van jou lewe sentraal te wees. Die Here se intensie is om in elke deel van jou lewe te heers. Nou wat dan gebeur is, daar is dikwels hierdie spanning, hierdie wrywing tussen my wil en God se wil, tussen wat ek wil en wat hy wil. En die woord kom en hy breek dalk 'n element oop in een van hierdie fases of fasette van jou lewe, waar dit wat die woord hier vir ons leer, is dalk anders as wat my vlees wil hê, is dalk anders as wat my begeertes wil hê, is dalk anders as wat almal rondom my sê, en daar's hierdie wrywing, daar's hierdie konflik wat ontstaan. En waarheen hardloop jy dan,
wanneer hierdie konflik inkom? Waarheen hardloop jy wanneer daar hierdie spanning is? Na wat kultureel gewild is? Na populêre opinie? Na wat maklik is? Na wat gerieflik is? Of hardloop ons na die woord van God? Want daar is geen ander fondasie, daar is geen ander bron van waarheid as die woord van God nie. En die uitdaging is as 'n Christus gesentreerde persoon, iemand wat Jesus aangeneem het as Here, is om in die woord te leef, nie opsioneel of onderhandelbaar nie. Dis 'n tawwe stelling. Vir jou om te sê, ek is 'n wedergebore kind van God en ek lewe Christus gesentreerd, beteken dat ek het myself oorgegee om geanker te wees in sy woord en in sy wil. Dis nie onderhandelbaar nie, dis nie opsioneel nie. En dan, wanneer ons hierdie wrestling het met God se woord en wat hy van ons verwag, want daar is hierdie tensions. Daar is hierdie wrywing tussen my wil en sy wil. Dan hardloop ons na die woord en ons verander die woord om te bedoel of te beteken wat ek wil hê dit moet beteken nie. Of ons hardloop dalk na ander leringe wat makliker is nie. Nee, ons hardloop na die woord en ons het hierdie wrywing, ons het hierdie tension, maar ons laat toe dat die woord ons verander. Die toets vir die heerskappy in jou lewe is die posisie van God se woord. Die toets vir Christus gesentreerdheid in jou lewe en in myne is die posisie en die autoriteit van God se woord in elke aspek van jou lewe. Nou voordat ons bid, wil ek hierdie 2 vrae vir ons neersit. Het jy Jesus as Here aangeneem? Het jy Jesus as Here aangeneem? Of dalk as iets anders? Petrus het gesê, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, is beide Here en Verlosser. Vriende, ons ontvang nie Jesus as die Verlosser, die een wat ons sondes vergewe en ons kom vrymaak, en dan later as Here nie. Nee, die feit dat jy hom as Here aanneem, is jou verlossing. Het jy hom as Here aangeneem, of dalk as iets anders? Want as dit as iets anders was, en heerskappy is iets waarin jy nog in moet groei, dan het jy iewers 'n out. Dan het jy iewers 'n plek in jou lewe waar jy sê, Here, ek het 'n bietjie 'n break nodig. Ek druk pause op my verhouding met jou. Ek het so 2 weke terug toe lees ek van die verskriklike dinge wat in Nigerië gebeur, waar Christene besig is om geslag te word deur Islamic extremist groepe. Imagine dis ek en jy. Ons sit baie veilig hier vanoggend. Dis baie gemaklik hier vanoggend. Imagine is ek en jy, waar ons fisiese lewens, die lewe van jou gesin, van jou kinders, op die spel gesit is. Het jy 'n uit in jou verhouding met Christus? Of het jy hom aangeneem as Here? Want as dit nie as Here is nie, dan het jy hom nie werklik aangeneem nie. Dit is alles of niks. Die tweede vraag, watter rol speel God se woord in jou lewe? Wat se posisie het God se woord in jou lewe? Is daar dele van jou lewe waar God se woord heers en waar jy werklik op sy woord staat maak vir leiding? En dan is daar ander dele waar jy sê nee, ek is okay, ek het hierdie. Ek het ander boeke, ek het ander mentors wat vir my inspraak gee oor hoe ek my geld moet werk. Ek het ander mentors wat my vertel hoe ek my besigheid moet werk. En daar's dele waar God nie regtig welkom is nie. Of het hy volmag tot my hart? Nou vriende, wat ek probeer sê is nie wanneer ek en jy Jesus as Here aanneem, is daar iewes skielik 'n eenvoudige jep, nou werk alles en dis maklik om in elke faset van ons lewens net Jesus te gehoorsaam nie. Nee, daar is 'n wrywing 100%. In my eie lewe is daar 'n wrywing, want God se woord is dikwels anders as my wil. Maar dan gaan sit ek en ons werk daai wrywing uit en ek laat toe dat God my hart verander. Ek laat toe dat sy woord my lewe verander.